Goeienaand luisteraars en welkom hier by ons het koppe by mekaar. Dis ek Thea Smith en Hans van der Veen en Ronel Lemmer en vandag het ons 'n spesiale gas by ons. Sy naam is Marius Leroux. Welkom Marius. Baie dankie julle en is 'n groot plesier om hier te kan wees. En welkom Hans en Ronel. Hallo Thea en hallo luisteraars. Hallo Marius. Hallo Ronel. Goeienaand luisteraars, goeienaand julle, lekker om saam met julle te wees. Ja, so luisteraars vanaand het ons spesifiek vir Marius genooi. Marius werk in George en hy werk by die ambulansdienste en ons het gedink dat spesifiek omdat ons praat oor COVID-19 en die effekte, het ons iemand nodig wat oë en ore het in die gemeenskap en dis hoekom ons vir Marius genooi het sodat ons meer kan leer. Marius, wil jy dalk die luisteraars so 'n bietjie meer van jouself vertel? Baie dankie Thea. Ja, ek het groot geword in Oudtshoorn. Daar so vir 21 jaar gebly en snaaks genoeg nie eers gedink om medies te gaan swat direk na skool nie. Ek het bemarking gaan doen. En ja, so tussendeur het ek maar jou noodhulpkursusse gedoen. En toe ek gaan paramedic swat en vandag is ek in die mediese wêreld. Die lewe stappe ompad met 'n mens, nee. Ja, nee, dit is regtig. Ek het nie gedink ek sou ooit by dit uitkom nie en kyk waar's ek nou. Ja. En so stap die lewe ompad met ons selfs met die COVID-19 ook, want wie van ons het nog dat 2020 gaan 'n jaar wees wat ons 'n pandemie gaan hê? Wie het nog ooit gedink in ons leeftyd gaan ons so iets moet deurmaak, nee. Maar Nee, dis hoe presies. ja, hoe dinge verander vir jou in jou werksopset van Maart af, van die lockdown af en vandat hierdie pandemie aangekondig is? Ja, die lewe het ek dink soos Ronel ook weet, die lewe het in my 'n baie snaaks 'n baie groot en woeste ompad gestap. En ek maar werksgewys het dit ons heeltemal waar ons net doodgewoonweg kon gewerk het met net nodige gloves en nodige PPE, moes ons nou ekstra versigtig wees. So dit het ons hele werkswyse gaan staan en verander en dit het vir ons dit was vir ons 'n aanpassing gewees. En ek vir meeste van ons is nog steeds 'n aanpassing. Maar moes julle spesifieke training kry? Eintlik behalwe nou die vraag van die training, wonder ek nie, hoe het daar die eerste aankondiging afgegaan in julle span, toe julle vir julle nou aankondig, ouens, ons is nou besig met 'n pandemie? In die begin het niemand dit eintlik regtig so ernstig opgeneem nie, totdat waar die syfers begin te klim het. Ons het wel opleiding begin te kry solank om ons voor te berei, hoe om jy regte, as jy Engelse benaming PPE, om aan te trek en hoe om dit uit te trek na gevalle, hoe om jou bus reg, jou ambulans reg te maak na 'n COVID geval. So dit was vir ons alles 'n aanpassing gewees. En totdat die eerste pasiënte begin inkom het, was dit vir ons soos hierdie is reality. En tot nou toe, ek het in die begin het ek met iemand gepraat en toe sê hulle vir my, maar dit voel soos verlede jaar het niemand daaraan gedink dat 2020 hierdie pandemie gaan tref nie. En ook nou met dit voel soos 'n movie wat waar geword het. Ons het altyd in die flieks gesien met die FBI en goed, dan gaan kyk hulle nou hierdie biochemiese aanvalle. En ewe skielik hier moet ons nou in hazmat klere werk. So dit was 'n hele aanpassing vir ons gewees. Marius, kon jy die verskil sien tussen pasiënte wat COVID-19 pasiënte is en net 'n gewone pasiënt? Is daar 'n verskil? Kan jy dit sien?
dit is 'n groot probleem. Jy kan nie regtig so omdat jy kan nie die verskil regtig sien nie, omdat die simptome lyk baie jy sien nie eers totdat hulle die toets gedoen het nie. En dit is wat dit so moeilik maak op vir die mediese personeel daar buite. Waar jy byvoorbeeld nou die pasiënt direk in die ongevalle kon invat, word jy nou sommer buital getoets om te kyk of jy al sulke simptome toon. So dit was ons, ek meen jy vrees eintlik, as ek dit so kan stel. Jy vrees om pasiënte te behandel, hoor ek jou reg? Dis eintlik meer want jy weet nie, want as die pasiënt byvoorbeeld positief is, dan moet jy ook nou gaan vir die toets en dan ook al het jy jou PPE aangehad. Dan moet jy gaan en jy moet ook in self-isolasie gaan. Jou kollegas, Marius, wat is die gesprek wat julle nou het met mekaar en wat is die algemene gevoel? Daar is 'n gevoel van bangheid onder mekaar maar ook dat as jy ons sê altyd en wat ons vir ons positief hou, dat COVID sal ons nie tref nie. Totdat jy jou klere moet begin te aantrek en daai kol kom in, dan besef jy ewe skielik dan so 'n halwe omskakeling en dan begin hy die realiteit in te skop. Hans, ek hoor graag van jou. Ekskuus tog? Nee, Marius, wanneer het dit vir jou begin werklik voel? Ons het nou die laaste 2 weke het getalle hier by ons in die Suid-Kaap. Ons praat nou dis begin Julie, het dit nou drasties toegeneem. Ek sien hier by ons in Oudtshoorn het dit basies verdubbel in die laaste week. So ek dink dit vir ons plaaslik kan ek sien daar's definitief 'n groter bewustheid van COVID as 'n realiteit. Wanneer het dit vir jou begin jy weet, jy begin glo, luister, ons het regtig hier 'n pandemie, dis 'n ding wat ons optref. Ek dink so rondom April maand het dit vir my begin te tref en besef hierdie is 'n reality. Ek het in daai tyd my ma verloor en ek kon nie by my ma uitkom nie. En ek al hoe hulle gesê het, luister hierso, ons sit hier met 'n geval van COVID is sy's nie oorlede aan COVID, ek dit net so stel. Maar ja, jy kon nie by die ou mense uitkom nie. Net sekere dokters is toegelaat om na die ou mense toe te gaan. En toe dit begin te besef, maar hierdie is 'n realiteit. Ek wonder ook, Marius, toe jy nou daai klere begin aantrek, jy weet daai dis mos anders, soos wat jy sê, dit lyk amper so space suits. Jy weet met hoeveel laag klere. Ek wonder ook, jy weet, of dit nie, het julle van April af met daai vreeslike suits begin werk of was dit eers later? Nee, ons het van April maand af met daai suits begin te werk. En ons het elkeen ook 'n stel gekry wat saam met ons kan ry, want sodra jy met 'n positiewe geval gewerk het, is van daai suits gedestrooi. So ons het 'n ekstra paar stel wat ons in ons voertuie mee ry, so sal iets gebeur dan kan ons onsself beskerm. En ons is behoorlik geleer hoe om my suits aan te trek en uit te trek sodat dit nie op die vel kom nie. So dit is van daai tyd af was dit vir ons soos die heeltemal net verander. Marius, ek wonder nou die hoeveelheid mense wat julle nou sien of ek wil eintlik vra eerstens tydens die lockdown periode ons op vlak 5 was. Het julle nog steeds dieselfde hoeveelheid mense gesien as voorheen?
Dit het in lockdown 5 hierdie getalle baie afgeneem. Ons het minder pasiënte gehad. Daar was op 'n stadium dat van die baie van die ander takke, en nou praat ek van verskillende privaat en staatsambulance het basies stilgesit, want daar was nie gevalle nie. En nou ewe skielik na op lockdown was ons is nou 3, het dit 'n bietjie van 'n meer getalle uit ingekom en ons het meer mense, nou ongevalle is bietjie voller as normaalweg. Wat by lockdown 5, as jy 1 pasiënt in ongevalle gehad het, dan was dit baie gewees. Wat het die verskil veroorsaak? Is dit die virus of is dit ander goeders wat die getalle laat verander? Ek dink as die kwessie van dat die alkohol weer teruggekom het, het dit, en ook die feit dat die mense nou begin actually oefen, en hulle oefen selfs nou die donkerte, so daar kom ongeluk en ongelukkig deur. En dan sit ook die mense het die meer die vrymoedigheid om die ambulans te kontak. Wat voorheen was, wag, ek bly eerder in my huis en bel die dokter en ek hoor wat my simptome is. Nou is dit 'n geval van ek kan die ambulans bel om my hospitaal toe te vat. So dit is waar die syfers 'n bietjie meer geklim het vir ons. En ons sien nou die getalle klim, so eintlik is dit die tydperk, is ons veronderstel om nie meer by die huis te wees nie, dink jy? Ek wil eintlik so 'n vraagie vra, dink jy ons moet weer level 5 toe gaan? Wat dink jy? Ja, ek dink nie, ek wil amper sê nee, maar aan die ander kant wil ek ook sê ja. Maar die ding is, as jy teruggaan na level 5 toe, sit 'n mens weer met die geval van jou ekonomie, stres wat op mense is, en dan ook mense wat nie sommer dokter toe sal gaan nie. So waar dit huidigelik op die oomblik vir ons baie help as hulle self dokter toe kan gaan met groot vrymoedigheid. Hulle weet hoe die spreekkamer se reëls werk, hulle word geroep in hulle voertuie, en dit help nogals baie. So waar jy byvoorbeeld nou gaan en almal is bang eintlik om na die dokters of die ongevalle toe te gaan, dit maak dit weer baie moeiliker. Ons is, in terme van die dienslewering, is ons op 'n goeie plek of 'n goeie vlak, want mense Dis reg. Neem verantwoordelikheid. Ek wonder, wat gebeur as jy nou jou een PPE aan het en jy het 'n pasiënt, hoe vinnig weet julle dat daardie pasiënt was positief wat julle behandel het? Kyk, Wat is die omdraaitydperk van die toetse? Die toetse was gewoonlik eers 'n paar dae gewees. Ek dink 2 dae gewees. Maar omdat die Weskaap 'n groot hoeveelheid toetse het dit praat ons van, het dit amper weke gevat om nou onlangs, om nou 'n toets te kry, is omtrent 6 dae, nie langer nie. So dit maak dit nou selfs vir ons nog 'n bietjie moeiliker. Want julle moet langer wag vir uitslaa en langer Dis weet reg. of die pasiënt positief. Wel, luisteraars, ons het vandag vir Marius Leroux hier op die radio, maar Marius is 'n ambulansman daar in die George area, maar vir nou gaan ons na een van 'n liedjie luister en dan kom ons terug en dan praat ons verder met Marius. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze.
wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Welkom terug luisteraars hier op Eden FM en ons sit koppe by mekaar. As julle nou nie weet wie ons is nie, my naam is Thea Smith en ons is van der Phoenix van Renderem en ons het vanaand ook 'n gas, sy naam is Marius Leroux en Marius is 'n ambulansman daar in George in. En Marius kom leer ons baie vandag van die COVID-19 en luisteraars, julle weet mos, julle kan in WhatsApp, nie? Die WhatsApp nommer is 060 505-2693. En dan wil ek by sê, ons het ook 'n webwerf, Klein Karoo Connect, se Facebook page, waar julle kan gaan kyk, hierdie YouTube klip kan gaan kyk en ook vrae daar kan stel. So Marius, ons het 'n bietjie afgeëindig vroeër waar ons gepraat het oor die hoeveelheid pasiënte en die lockdown periode en hoe tydens level 5 of vlak 5 daar baie min pasiënte was en dit eintlik op hierdie stadium meer word en soos die getalle ook meer word. Ek het gewonder, Marius, hoe affekteer dit vir jou persoonlik? Want as ambulansman moet jy tog opgeskryf om te sê ek gaan met mense werk wat siek is en ek weet wat is my risiko. Ek weet ek gaan by traumatiese areas kom en ek gaan nie trauma kan hanteer, 'n motorongeluk of wat ook al. Maar nou het jy opgeskryf vir hierdie virus wat
invisible tipe van is? Ja, ek dink dit het Hoe dit het ons affekteer dit jou? dit het my half onkant gevang. Ja. In die begin was dit gewees, jy het gelees daarvan en ek dink die eerste geval was in Durban aangeteken as ek nie as ek julle kan my maar reg help hierso. Ja, ek dink dit is reg. En dit was soos gewees, ag wat, dit sal ons nie tref nie. Ons is hier in die Kaap, is nogal so ver entjie om te kom. En ewe skielik het toe ons weer kry toe begin ons die getalle in die Kaap sien. En dit het my nogals bietjie bang gemaak. Op daai stadium was ek in my lewe op 'n baie laagtepunt gewees. My ma was in frail care gewees en sy is toe later oorlede en dit het my heeltemal onkant gevang. Waar jy nou net een ding gehad het om oor bekommerd te wees, was dan nou twee goed gewees. En soos ek sê, ek kon nie, jy was nooit voorberei gewees nie. Hulle het jou koorsmaag geneem as jy na die hospitale toe gaan. Ewe skielik was dit totaal gewees en ek kan onthou die laaste gedeelte en dis toe ek my ma nog laas lewend gesien het, is toe die suster inkom en sê maar hulle ek kan nie meer my ma besoek nie, wel al die mense het gesê en want hulle het opdrag gekry om die ou mense te beskerm en ook die pasiënte. En dit het toe begin te meer werklikheid raak. En dis daarso waar ek begin te besef het, weet, hierdie is nie net 'n hoe kan ek sê, dit is hierdie is reality. En dit is waar en dit is wat ons nogal gevang het. Die impak wat dit op jou gehad het, Marius, voel dit vir jou kollegas ervaar dit dieselfde? Definitief. Ons het ten minste 1 keer of 2 keer 'n week wat ons praat onder mekaar oor dit. Ons wat by die universiteit is, ons praat ook met die ander personeel daar buite en ons het goeie mediese personeel ander mediese personeel wat ons ook bystaan. En dit is nogals goed om dit onder mekaar te kan praat en vir mekaar te kan sê, luister hierso, dit en dit en dit. Waarvoor moet ek bang wees? Veral ek meen soos nou die dag byvoorbeeld, as ek net 'n voorbeeld kan vat, het ek gevoel of ek siek is. En dan raak jy so half, jy vries amper, want jy dink, hierso is dit nou. En wie gaan jy eerste sê? As jy, ek meen, isolasie is nie vir my die probleem nie, maar as jy positief is, wie gaan jy eerste sê? So ja, dit is nogals bietjie angswekkend. Is dit? Skus jy, ek was nou juist nuuskierig. Ek wil weet by julle twee, is dit 'n normale reaksie onder gesondheidswerkers? Hierdie angs, want gesondheidswerkers en ambulansmanne definitief word gesien as superheroes. Ek meen ambulansmanne dra gewoonlik die rooi uniforms, so Superman. So, is hulle veronderstel om so angstig te word? Ek wou nou juist vra, Thea, want ek dink daar's 'n kultuur by die ambulanspersoneel dat hulle nie mag sê hulle is bang nie. En dit is wat ek altyd so waardeer van Marius, is dat hy so beautiful eerlik kan wees en sê ek is bang. En wat ek dink daai kultuur by die ambulanspersoneel behoort eintlik gebreek te word, jy weet. Dis net soos die kultuur vir 'n man wat nie mag sê ek is bang nie, of 'n man wat nie mag huil nie. Dis mos nou nonsens. Ons is mos nou al lankal verby daai stadium waar mans nie mag hartseer wees nie, jy weet. En ek dink hierdie is so 'n nuwe vreemde ding, Marius, ek wil jou juist vra, want ek dink die ander goed wat julle daagliks mee te doen het julle al baie van gesien.
Maar met nee. hierdie virus is dit iets wat niemand nog gesien het nie. Jy weet, en dit is so 'n nuwe en 'n eerste ding. So ek wil jou nogal vra of jou kollegas bereid is om te erken om te sê hulle is bang. Ja, ek kan nou nie namens hulle praat nie, maar ek dink hulle jy kan so sien as hulle begin te aantrek dan as hulle die suits aantrek, kan jy sien. Daar die vrees is daarso. Ja. En ook elke keer as hulle terugkom van so 'n geval af, dan moet die ambulans geontsmet word. So dit is daai as ek nou die ambulans klim, gaan die virus dalk al wees. So en ook as ons nou aantrek, weet. Dit is nogal 'n bietjie van 'n vrees wat in die mense kop is en ook in die ander ouens hulle praat daarvan. Wie ons net die ambulans, Marius? Ons doen dit self. Hulle moet dit self doen. Ja. So dis ook scary. Dit is scary. Dit is nogal scary. Want vir daai tyd wat jy kan nie die ambulans gebruik vir ten minste vir 'n uur of 2 nie. Want alles moet geontsmet word. Sure. En Wat julle behels dit? ontsmet Wat dit is na elke pasiënt? Ekskuus. Okay. Hans, Ja. Is dit geïnteresseerd oor wat behels dit by ons by die siekeboeg word byvoorbeeld die vloere en goeters word gesprei aan die einde van die dag. By julle neem aan is dit iets soortgelyks? Iets so baie soortgelyk. Die ambulanse vloer word gedisinfek en dan gebruik ons die foggers wat jy kry. Hy is natuurlik baie sterk en as jy spuit in die ambulans vir 'n sekere tyd en dan kan jy hom, maar jy moet net dieselfde aanwees nie want hy gee ontsettende hoofpyn as jy nie betyds uitkom nie. En dit is nogals maar dan moet jy eers die vensters toe hou, daarna is dit weer vensters oopmaak en dan kan jy eers jou ambulans skuif. En hierdie proses is na elke pasiënt, Marius? Na elke positiewe geval of wat ons noem PUI, patient under investigation, dan doen ons dit maar om 100% seker te maak. So julle het dan die screening gedoen en vermoed hierdie pasiënt? Ja, ons doen die screening en dan as ons die hoeveelheid blokkies afgetik het en dit lyk asof die pasiënt under investigation is, dan vat ons die pasiënt na die hospitaal toe en hulle doen dan daarso dan die toetse. Het sy dit na 'n provinsiaal of na die privaat hospitaal. Marius, ek het gewonder hier in die Kaap lyk dit vir my asof by die hospitaal hulle moet begin besluit wie se siekte is dringend genoeg om toegelaat te word. En ek het gewonder of dit al in die Suid-Kaap ook so is, jy weet dat mense wat nie so ernstig siek is en wat wel kan huis toe gaan, moet huis toe gaan en dan kan dit nogal, jy weet, mense ongelukkig maak. Of is dit iets wat byvoorbeeld voorheen sou opgeneem wees in 'n hospitaal, moet hulle nou maar huis toe gaan. Hoe is dit by julle daar? Ek het nou die jongste wat hulle nou of al in plek begin stel het, is dat pasiënte jonger as 55 word nie sommer opgeneem nie. Hulle kan hulle dokters kontak of hulle kan dan huis toe gaan. En ouer as 55 of jy het die lys van die van onderliggende siektes. En of jy's 'n mediese beampte, dan word jy opgeneem. Jonger as 55, as jy nie in daai kategorie val nie, dan word jy huis toe gestuur, self-isolasie, met vir 14 dae en dan ook die dokter wat jou dan net opvolg per telefoon. Ek het 'n vraag ook, ekskuus as ek dalk nou hier inchip. Marius, maar julle het nog steeds gewone goed, nie? Daar's nog steeds 'n motorongeluk of daar's nog steeds 'n ander situasie. Maar dit klink nou net vir my as ek jou reg verstaan, dit verleng eintlik nou jou ondersoek
situasie, want die persoon is nou in 'n motorongeluk, maar nou moet jy nog ander goed ook in ag neem. Jy moet nou nog COVID-simptome ook in ag neem. Jy kan nie nou net kyk is sy nek gebreek of wat ook al nie, jy moet nou die ander goed ook Ja, nee, dit is waar en ook as jy byvoorbeeld nou ek praat ook onder korreksie, maar ek dink as hulle nou vir 'n operasie op byvoorbeeld gaan in die hospitale, dan vul jy 'n COVID vorm in. So dit is iets wat ons nog nooit ons lewe mee te doen gehad het. By ons word hulle getoets, Marius, voordat hulle operasie mag kry. Alle pasiënte moet negatief toets voordat hulle operasie mag kry. Ja, selfs jong kindertjies, babas word nou getoets. Sure. Marius, en wat word van die ouer persone? So ek hoor jy sê onder 55 word jy nie toegelaat nie. Wat van die 80-jariges? Ja, dis 'n baie groot probleem op die huidige oomblik. Hulle verkies dat 80-jarige en selfs ouer word wat moet liewerste nie opgeneem word nie, omdat hulle so baie onderliggende siektes en vatbaarheid is. So nou sit jy met daai persoon in 'n frail care of in 'n ouerhuis waar hy byvoorbeeld moet opgeneem word. Maar en dit is 'n geval wat ek byvoorbeeld met my ma gehad het en ons kon haar nie laat opneem nie. En ja, so dit is vir die ou mense skryf bitterlik jammer. Dit is verskriklik om hulle En die families ook, né, van die ouer persone. Want hulle ek hoor by jou jy kon eintlik niks doen vir jou ma op daai stadium. Ja, dit is en baie keer die families verstaan dit nie altyd nie. Dit is baie moeilik. Ja. Wat is vir jou swaar, Marius, in hierdie tyd? As jy nou vergelyk met 2019 en nou, wat is vir jou swaar? Wat vind jy wat is vir jou die moeilikste van die tyd? Ek dink van die tyd is COVID is my die ergste. Ek kan enigiets hanteer, maar jou COVID gevalle. En as jy kyk, ek kyk glad eers my nuus nie, want dit afset my net te veel. Die feit is dat jy probeer jou positief hou en ewe skielik sien jy die getalle wat styg. Mense wat nie toetse wat nog staande is wat al maande terug geneem is. So hierdie gevalle is my dis erg. En dis iets wat ons, ek dink enige mediese beampte, het sy in watter veld, kan hulle self nie vir dit voorberei nie. Want ons voorberei vir enige motorongeluk wat ons kan doen. Iemand wat selfmoord gepleeg het, iemand wat ook al gedoen het. Jy kan jou voorberei daarop, maar vir hierdie, dit is amper as ek dit so kan stel, Hans, dit is iets wat jy nie kan sien nie. En jy kan blindelings in die ding inloop. En dit is waar jy baie versigtig voor moet wees. Baie dankie, Marius. Luisteraars, ons luister hier na Marius Leroux. Hy is 'n ambulansman in die George area en hy vertel ons vandag so 'n bietjie van wat hy ervaar met COVID-19 en wat hy sien. So, ons gaan nou so 'n bietjie luister na musiek en dan kom ons terug, dan praat ons verder met Marius en ons luister nou na David Kramer se Blou Berge word bruin. Hulle word bruin en die bruinberge word weer blou en ek ry deur die swart Karoo op pad terug na jou en ek probeer jou bel maar my never sê die same as it flow en die wit stippelijn en my speeltjie verdwyn en die bruinberge hulle word blou. Elke kopie van my lyk soos 'n skildery sonder raam of etiket. En hierdie ou droë dorre wêreld word net die vetplante vet. En
ek wens ek was 'n kunstenaar, dan skilde ek dit vir jou. Elke kloof se hang wil ek vasvang in jou wyse waar die breinberge blou. Ek go stil hier langs die teerpad, ek sit my voete op die grond. Ik zal je zweer die wereld weer plat. Man is hij vol, man is hij rond. Leek mij mensen vrees die feiten. Vakjes om kwakken te vertrouwen. Miljoenen gloe en een man daarboe. Maar voor mij wordt die breinberger vlieg net die telefoonpalen, 'n lewe gaan verby so gou. En my moeder slip die teerpad in, en ek wonder hoe lyk jy nou. Jou hare was mooi, so 'n strawberry rooi, en almal was verlief op jou. Ek is nou gryse en 'n klein bietjie wyse, en die breinberge hulle word blou. Ek tel nou elke kilometer, ek tel die kruisies langs die pad. O, begraafplaas lê vergete, maar my stene grys en glad. Net soveel weke in 'n man se lewe, o, dit moet ek onthou. Ek word ouer en my tyd gaat gouer, en die breinberge hulle word met die stofpad af, ek ry langs die ou spoorlyn, verby die stasie waar jy het gewag vir die Touwsrivier se trein. En jou pa se ou huis is 'n vervalle kluis, daar groei alwyne in die tuin. Die son sak agter die breinberge, en die blouberge word rooi. Nachtmaal wijn. Ja, die zon zak achter die breinbergen, en die bloubergen wordt rooi. Soos nachtmaal wijn. Welkom terug luisteraars, hier by ons sit koppe by mekaar, en vanaand het ons vir Marius Leroux as gas by ons. Hy is ambulansman in die George area. Dankie Marius dat jy ingestem het. Vroeër het ons 'n bietjie weer gepraat oor COVID en jou ervaring, en jy het ons vertel hoe jy die ambulans ontsmet en die PPE wat jy moet dra en sovoorts. Ek stel belang in wat se effek het die feit dat jy is 'n frontline service provider of service worker, hoe affekteer dit jou familie en jou gesin? Die feit dat hulle weet jy gaan uit, jy het een van die grootste kanse om met iemand in kontak te kom wat dit het, en jy moet, dis jou werk, jy moet mense gaan help. Wat se impak het dit op jou gesinslewe gehad en jou familie en jou vriende? Ja, Tia, baie dankie vir daai vraag. Gelukkig, ek is nou nog nie getroud of iets nie. Maar baie van my vriende weet, as ek byvoorbeeld moet uitgaan, dan is dit soos, en dit is so 'n geval, dan probeer ek myself vir die volgende paar dae nie met hulle te meng nie, net omdat baie van hulle het klein kindertjies. En dit is my om te keer dat sou ek dit dan het, dan is hier vrywaar ek vir hulle. My familie bly
ongelukkig ver weg, onder andere in die Kaap en in Willemore omgewing, dan sal hulle vir my 'n boodskapie stuur en sê Marius, wees veilig. Selfs my ander vriende ook sal ek vir my boodskap stuur, Marius, wees net veilig. Dra jou PPE, alles. En dit is ek is so bly weer ek het ook die ondersteuning, maar as jy dit is soos jy weet nooit of jy hierdie aand by jou huis gaan wees en in watter omstandighede jy by die huis gaan wees. Gaan jy dalk self geïsoleer moet word, gaan jy môre kan uitgaan. So jy het dit in jou kop en dit is iets wat jy nie vir iemand kan beskryf. Baie van my vriende het my al gebel en gevra as hulle my nie sien en sê hulle, is jy okay? Dan sê ek, ja nee, ek is okay. Is maar net ek het laat gewerk of so. So hulle verstaan nou al die omstandighede. Hoe affekteer dit jou kollegas? Die kollegas wat familie sê, wat sê hulle vir jou? Hulle is presies dieselfde. Dit is vir hulle is dit baie van hulle hanteer dit baie verskillend. Baie hanteer dit ons moet dit so versigtig hanteer want jy wil nie jou familie in kontak of jy wil nie jou familie moet dit optel nie. So dit is maar as jy weet jy het so geval dan isoleer jy maar jouself en ja. Sjoe, Marius, dit klink vir my baie eensaam, dat dit baie eensaam kan wees. Nee, dit is nogal, Dit voel amper vir my soos 'n oorlog, Marius. Dit voel of jy so soldate is, jy weet, wat in 'n oorlog aktief veg. Jy weet, en hierdie mense se families, elke dag as jy jou PPE aantrek en jy gaan werk, dan is dit eintlik asof jy slagveld toe gaan. Die onsekerheid daarvan. Ja, ek dink 'n groot ding is dat die vrees wat is. Hierdie is wat ek amper wil sê, dis iets wat jy nie kan sien nie. Jy kan enige toneel sien, jy kan 'n hartaanval, jy kan 'n beroerte, 'n ongeluk, enigiets, 'n siekte, die kan jy sien, maar hierdie is byvoorbeeld, dit is jy kan dit nie sien nie. Totdat waar jy getoets word en jy daar gesê word, ja, hierdie is, jy is positief of jy is negatief. Marius, kan ek jou twee vrae vra? Die een is, sou jy sê jy het verander as mens as gevolg van hierdie pandemie? En dan die tweede vraag is die mens wat jy nou, as jy verander het, is dit 'n upgrade van die ou version? Die Marius 2019 weergawe. Dis ek is geïnteresseerd daarin. Ja, wel, kom ek stel dit so, Hans, ek het in hierdie tyd dan leer jy maar jouself beter leer ken. Ek dink dit is jy probeer maar nader aan die Here beweeg. En ek dink so dit is eintlik 'n beter weergawe as wat voorheen as wat ek was. So ja, dit is ek dink so 'n beter weergawe, maar onder baie moeilike omstandighede. So jou geloof sou jy sê het dit verdiep vir jou? Is dit ja, nee, iets wat verander het? Definitief. Ja. Kan ek nou woorde in jou mond sit? Is dit half 'n groter awareness van die moontlikheid dat ek kan doodgaan? Dink jy dat jy meer oor jou lewe wonder? Ja. Nee, dit is nogals waar wat jy daar sê. Kyk, enigiets kan gebeur en soos ons is niemand is onmisbaar nie. En dit is of kon ek stel dit so, niemand enige een kan dit nou optel en sterf. As jy gaan kyk na die daar's polisiebeamptes wat gesterf het in die laaste tyd wat by roadblocks gewerk het. Daar's susters,
Dit is maar net en onlangs is dit die kaptein van die polisie van Oudtshoorn. Wel, hy leef nog. Sover as my kennis trek. Ek meen hy het by 'n COVID roadblock gewerk. En hy lê nog steeds in 'n hospitaal. Hy het nie COVID opgedoen nie, maar hy was in 'n ongeluk betrokke. So ja, dit is jy beweeg baie nader aan die Here. So dit is ons is letterlik, as ek dit so kan sê, op die voorpunt. So dit klink vir my dis amper ons bevind ons in 'n situasie waar ons absoluut nie beheer het oor ons lewe. Ons het nie beheer oor ons lewe nie, maar jy kan sekerlik bepaal ek ry 60 km/h of ek gaan nie dit of dat doen om myself in gevaar te stel nie, maar nou is die gevaar, jy kan dit al verkeer nie. Ja. Ek sou graag by Ronel en Hans wil 'n bietjie hoor, jy weet hierdie posisie waarin die meeste van onsself bevind en selfs en gesondheidswerkers veral, want hulle word geleer hoe om krisissituasies te hanteer. En nou bevind die meeste van hulle in situasies waar hulle amper geen beheer het nie. Wat 'n effek het dit op 'n mens se psiege, wat 'n effek het dit op jou coping meganismes? En dalk 'n bietjie op jouself beeld. Ja, ek dink, jy weet, jy ken nou al vir my, dis altyd die fight and flight en freeze, maar ek dink ons breine sukkel om hierdie ding te akkommodeer. Jy weet, ek dink ons breine is nie gekeer vir dit wat ons nou ervaar nie. Ons het nog nie so iets ervaar nie. So ek dink ons gewone mense in elk geval ook, daar is 'n onderliggende angs kollektief vir die hele wêreld, dink ek. Maar ek dink vir hierdie mense soos Marius, hulle wat op die frontline is, hulle moet so uit 'n vries situasie funksioneer, want as hulle self toelaat om toe te gee aan die angs, en dis hoekom dit so mooi vir my is dat Marius kan sê, ek voel bang. Want as mens dit nie sê nie, dan bly dit altyd net hulle vries net altyd daai emosie vas, jy weet, net om te kan funksioneer, net om te kan vorentoe gaan. En ek het nou nogal gewonder, Marius, hoe kyk jy na jouself? As ek nou vir jou dit mag vra, so op die radio, hoe bring jy jouself weer terug na 'n rustige gevoel, of as daar 'n rustige gevoel is? Ek het vir myself geleer, ek luister na musiek. En as ek na 'n lang dag by die huis kom, en dan sal ek bijvoorbeeld op die bed gaan lê, bietjie musiek oorfone opsit, musiek luister, of net voor die TV lekker gaan sit en ontspan. Dit dra my deur die dag. Dit dra my definitief. As ek lank skofte werk, en dan weet ek, goed, volgende aand, slaap maar vroeg, kry genoeg slaap in, dit is, eet genoeg gesond, en ja, probeer jou brein, want as jy jou brein oorwerk, kan jy maar vergeet. En dit is kom ek soveel as moontlik net rustige musiek luister. En ook nie nuus kyk nie, nee. Ja, glad nie. Opsetting nuus kyk nie. Kom jy agter, Marius, dat jy meer met mense gesels, of onttrek jy van mense, wanneer in hierdie tyd, hoe is jou verhoudings met mense? Hans, ek is 'n tipe persoon wat ek sal byvoorbeeld baie uitreik na die dis eintlik 'n swak punt van my. As die familie daar is en dan sal ek uitreik en ek sal byvoorbeeld bietjie vir hulle moed inpraat. In die laaste tyd is jy maar baie versigtig, want sodra jy vir hulle moed inpraat en iets gebeur, dan is dit soos in, jy het dit en dit gesê, hoe kan dit gebeur het? So jy's so baie versigtig wat jy sê. En ons het, dis 'n reël wat ons sê, ons moenie onsself te betrokke raak by die familie nie, of by die pasiënt nie. Maar jy wil tog, as die pasiënt in die ambulans is en jy bly agter, dan wil jy tog so bietjie net met hulle praat en sê, luister hierso, die pasiënt gaan nou na
een van die beste fasiliteite toe en daar's 'n goeie dokter. So jy praat maar moed in. So dit is ja, maar jy's deesdae laaste tyd so half 'n bietjie versigtig wat jy sê, want jy weet nie wat kan gebeur nie en iemand kan terugkom na jou. Maar ek wil net gou weet, is daar spesifieke hospitale in die George area wat uit en uit COVID-hospitale is of gaan die pasiënte net enige plek heen? Ons het George provinsiaal vir die staats pasiënte, dan het ons Medikliniek. Pasiënte wat onder isolasie of kwarantyne gehou moet word dan na die TB hospitaal Harry Komay vervoer. Sodra hulle positief getoets is. So dit is en dan sou ook ander toetssentrums soos Conwell, die Conwell Kliniek, Thembalethu en Pakkelsdorp. Ek dink hulle is die toetssentrums ook waar jy kan gaan. Maar ek ook jy sê dat jy het baie te doen met die gemeenskap en natuurlik wanneer jy iemand optel dan wil hulle, dis seker die eerste vraag wat hulle vir jou vra. Is hy positief? Gaan my persoon terugkom na my toe? En ek hoor jy sê jy is baie versigtig op die oomblik om mense verkeerde inligting te gee. Maar ek wonder, wat kan ons in die garden route doen, want jy sien dit. Wat kan ons doen om onsself te beskerm? Wat kan die gemeenskap doen? Hoe veg ons hierdie virus? Ek dink, Thea, baie dankie vir daai vraag. Ek dink op hierdie stadium, en ek dink nie net vir die garden route nie, maar oor die algemeen is dat ons moet bly by die sanitasie soos wat dit vir ons vooruitgesê van jou hand was en goed en nie net met die alkohol nie, maar ook met die seep en water. Dit is basiese goed en dan ook as jy siek voel, bly eerder by die huis. Ek wil amper sê dat ek dink nie jou werkgewer sal jou laat kom werk as jy siek voel nie. Of jou werknemer. So ja, dis die basiese goed is die belangrikste. Vitamine, Vitamin C, daar's baie op die mark wat jy kan gebruik. Dis wat hulle ook in die hospitale maar vir die pasiënte gee en wat hulle ook aanraai om jou Vitamin C te gebruik. En jou masker, ek weet vir baie mense is dit bitterlik moeilik om 'n masker te dra. Kyk maar wat 'n masker vir jou, 'n materiaalmasker vir jou reg is en dra maar dit is maar net 'n paar minute, dan kan jy hom in die kar of by die huis kan jy hom afhaal. Dit is regtig waar, dit is maar net al en hou maar daai 1,5-2 meter afstand. So ek hoor jy sê doen al die voorsorgmaatreëls en moenie te hard wees op jouself as jy nou 'n bietjie siek is. Ek dink op hierdie stadium verstaan almal wanneer jy siek is. Ja. Luisteraars, ons is amper klaar met hierdie episode, maar voordat ons gaan, wil ek graag vir Ronel en vir Hans vra, net 'n boodskap van bemoediging vir al hierdie ambulansmanne en al die first liners wat regtig hulle lewens, hulle is daarop voor en hulle veg vir almal. Hoe kan enigiets om net hulle 'n bietjie bemoediging te gee? Dankie Thea. Ek wil vir julle sê vir al hierdie frontliners, al hierdie mense, al hierdie ambulansdienste mense, wat die eerste linie is. Julle is die mense wat die siek mense hospitaal toe neem. Julle is die mense wat in enige omstandighede moet werk. Julle is nie seker of daar 'n skoon omgewing is waar julle moet werk nie. Julle moet dit skoon maak. En dankie dat julle so mooi na julleself kyk en dankie dat julle ambulanse so mooi skoon maak. Ek voel eintlik aangedaan as ek vir julle dankie sê, want ek dink nie 'n mens het mooi besef hoe hard julle vir ons werk nie. Baie dankie. Van my kant af, Morris is iets van, ek dink COVID-19 het
die definisie van essential services herskryf. Jy weet, essential services was dalk gewees in die verlede was 'n prokureur of 'n accountant of daai soort van mense of 'n sportster, iemand in die vermaaklikheidsbedryf het baie hoë status gehad en ek dink julle mense wat doen wat jy doen, julle wat die ambulanse bestuur en die nursing personeel en so aan, dink ek julle is nou uitgewys as regtig essential. Jy weet en ek is bly, jy weet dis toe meer praat van 'n new normal en ek hoop dit is wat die new normal gaan bring, dat ons 'n bietjie nie sal kyk na wat ons is belangrik ag. Ja, so dankie vir dit wat julle plekke vol staan en ja, mag julle krag kry om elke dag die onsekerheid te face, jy weet en dit voel vir my in onseker tye groei ons die meeste. Jy weet en as ek na jou luister, hierdie onsigbare virus, ons weet nie die persoon met wie ek nou deel, is hy positief of negatief, gaan ek dit dalk kry. So ons word die hele tyd gekonfronteer met onsekerheid. So ten spyte van dit is nie lekker nie, dink ek is die mens wat jy hooplik in 2021 gaan wees en terugkyk na 2020 se mens gaan jy sê ek het gegroei daardeur so ek hoop vir elke gesondheidswerker dat julle daai journey kan stap. Baie dankie. Baie dankie. En van my kant af wil ek ook net sê, Marius, dankie dat jy vandag ingekom het en met ons gesels het. En dankie dat jy met ons gedeel het. Ek het so baie geleer vandag. Soos Hans sê, dinge wat ons net van selfsprekend neem as die publiek, jy vandag vir ons baie duideliker kom maak. En vir jou wil ek sê, en vir al die ander mense wat hulle lewens opoffer, vir iets wat hulle nie noodwendig opgeteken het voor nie, maar vir ander mense definitief. Wil ek net sê, ons sien julle, ons waardeer julle, en ons hart is regtig ook dat julle veilig bly. En dat saam kan ons deur die drif kom. So, luisteraars, dankie dat julle ook ingeluister het, en ons is volgende week weer terug, waar ons koppe by mekaar sit. Dan is dit weer ek, Thea Smith, Hans van der Veen en Ronel Lemmer, en dan praat ons weer verder oor COVID-19. Maar vir nou speel ons uit 'n liedjie spesiaal vir Marius, deur Tobak, en dit bring die hoop weer terug. Hoop, wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop, wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop, dis die samesyn vir 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop, dis die taal van 'n hart, dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself verklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy sien lig in die donker gang. Jy sien bakken wat op die heuwel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. Hoop, wat is hoop? Dis as ons harte na mense terugdraai. Hoop, wat is hoop? As jy struikel sal jy weer opstaan. Hoop, wees die hoop, steek jou hande uit na mekaar. Hoop, dis 'n stem wat sê, as jy moeg is sal ek jou dra. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself verklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg.
hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So brand die hoop weer terug. Jy sien lig in die donker gang. Jy sien bakken met